As die Bybel sê, die skriflesing kom vanmôre uit 3 gedeeltes uit. Dit gaan wees Titus, hoofstuk 2, vers 11 tot 14, en dan Titus 3, 4 tot 7, en dan 2 Timoteus 1, 9 tot 10. As u daarna wil kyk, watter vertaling u al gebruik, dit sal maar op dieselfde neerkom. Maar voordat ons uit die skrif lees, kom ons buig net ons hoofde en bid saam. Hemelse Vader, wie kan u goedheid pyl? Die diepte en die hoogte, die lengte en die breedte van u liefde afmeet. U innige ontferming vir ons, wie kan dit verstaan en begryp? Ons kan maar net in diepe aanbidding voor u kniel. En soos die engele destyds soveel jare terug in die velde van Bethlehem u lof besing het, ook vanmôre maar net uit jubel. Ere aan God in die hoogste, en vrede vir die mens op aarde, in wie God 'n welbehae het. Here, dit is daardie welbehae wat in u hart is en was, wat gemaak het dat u u seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, u kinders kan word, en vandag op hierdie dag, soveel jaar daarna nog steeds, die wonder van sy geboorte kan herdenk. Here, ons wil ook bid dat die vrede waarvan die engele gesing het, ook vandag in ons harte sal wees. Dat die kind waaroor dit gaan, Jesus Christus, sentraal sal wees in ons lewe vandag, maar elke dag. Dat ons sal weet, daar is geen ander naam wat op hierdie aarde gebore is, deur wie ons verlos kan word. Here, waar ons nou gaan besin oor hierdie groot wonder, en in die woord gaan lees daaroor, bid ons dat u ons verstand sal helder maak, dat u ons geestelike oë sal oopmaak, sodat ons kan sien, en deur te sien kan glo, en deur te glo versterk kan word, in ons liefde en toewyding aan u. Wil tog ons dwalende gedagtes vashou, en rig op u alleen, en dat u Gees ons ontvanklik sal maak vir die woord. Nie mense woord nie, die woord van die ware God, wat ewig bly. Dit bid ons in die naam van ons heerlike Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ja, mense sal dink as mense na Titus toe gaan, is dit 'n vreemde plek om oor Kersfees te gaan praat. Maar luister na hierdie 3 pragtige gedeeltes wat ek vir u gaan lees uit Paulus se brief eers aan Titus 2 vers 11 tot 14. Hy sê, want die verlossende genade van God het verskyn vir alle mense en voed ons op, sodat ons in hierdie bedeling verstandig en regverdig en godvreesend kan leef. Deurdat ons goddeloosheid en wêreldse begeertes sal verwerp, terwyl ons uitsien na die salige hoop en glansryke verskyning van ons groot God en Verlosser, Jesus Christus. Hy wat homself ter wille van ons gegee het om ons los te koop van alle wetteloosheid en vir hom 'n eie volk as eiendom te reinig, wat ywerig is om goed te doen. Dan lees ons uit Titus 3 vers 4 tot 7 en jy sal hoor naasien by dieselfde gedagte. Maar toe die goedheid en mensliefde van God ons Verlosser verskyn het,
het hy ons verlos, nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming, by wyse van die afwassing deur die weergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het, deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename geword van die ewige lewe waar ons hoop. En ten slotte 2 Timoteus 1 vers 9-10. Hy het ons verlos en geroep met 'n heilige roeping, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en genade. Reeds van ewigheid af is dit in Christus Jesus aan ons geskenk. En nou is dit geopenbaar deur die verskyning van ons verlosser, Christus Jesus, wat die dood vernietig het en die lewe en die onverganklikheid deur die evangelie aan die lig gebring het. Tot sover die woord van die Here, mag ons dit nie as 'n woord van mense aanvaar nie, maar waarlik as die woord van God. Die woord wat werksaam is in almal wat glo. Gemeente, die verhale rondom Jesus se geboorte is sekerlik die bekendste wat ons al vroeg as kinders leer aan ons moeders se knie. En elke jaar met Kersdag word ons opnuut weer gevul met verwagting en afwagting om weer eens hierdie feesgeleentheid te kan beleef. En terselfdertyd vandag saam met gelowiges oor die hele wêreld hierdie bekende tonele te kan nadink. Jy onthou die tonele van die engel wat aan Maria verskyn het en vir haar die wonderlike nuus verkondig het dat sy die verlosser gaan in die wêreld bring. Van Josef en Maria wat van Nasaret af na Bethlehem toe reis met die registrasie, die sensus, en soek na 'n plek om te slaap en te bly en niks kry nie, behalwe net 'n stal. Van 'n kindjie wat daar gebore word en in 'n krib neergelê. Van 'n engel wat die skaapwagters aan hulle verskyn en vir hulle die goeie nuus vertel en omring word deur 'n magdom van engele wat God se lof besing. En ten laaste die wyse manne wat die ster volg, wat bo die stal neerskyn waar hulle die kindjie vind en die geskenke bring. Ons ken dit almal so goed. Kersfees is inderdaad, as jy die woord Kersfees sê, dan dink jy aan hierdie bekende geboorteverhale van Jesus in Bethlehem. Maar ek wil vanoggend 'n bietjie wegbeweeg van hierdie bekende tonele. En alhoewel ek daarna gaan verwys, want dit is logies, dit is deel van ons Kersfees, het ek gedink om 'n bietjie oor Kersfees te besin in die vorm van 4 vrae wat ek aan Kersfees of ten opsigte van Kersfees wil stel. En ek wil daai vrae dan beantwoord aan die gedeelte wat ons gelees het. My eerste vraag is die langste antwoord en daarby moet ek mooi rustig stil staan. Dit is die meer diepere teologie van die gedeelte. My vraag is, hoe het dit gekom dat Jesus onder ons kom woon het as mens? Om die antwoord hierop te verstaan, moet ek eers 'n bietjie teruggaan na 'n bestaanstyd baie lank voor Kersfees. Die bestaanstyd van God en die seun van God. En ek het so 'n bietjie gaan rondblaai in die Nuwe Testament. Want in die Nuwe Testament lees ons onder andere van Jesus se verheerlikte status en posisie wat hy gehad het lank voordat 'n Kersnag vir hom aangebreek het. Ons lees byvoorbeeld dat hy altyd by God was. Lank voor die skepping. Dat hy in die gestalte van God was. Dat hy self God was. En ons lees dat God deur hom alles geskep het.
Alles in die hemel en alles op die aarde. Die sigbare dinge en die onsigbare dinge het God deur hom geskep. Alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan. En God hou alles deur hom in stand. Nou lees ons ook van God. Wat lees ons van God? Hy bly in ontoeganklike lig. Dat hy is onsigbaar vir mense, in sy wese onbegryplik vir ons klein verstand. Maar nou lees ons dit daar in God se hart. 'n ongekende en 'n innige liefde vir hierdie gebroke wêreld bestaan het. Maar as ons God nou nie kan sien nie, hoe gaan wys hy vir ons hoe lief hy ons het? Dat hy hierdie gebroke wêreld lief het. Hy het dit gedoen toe hy in die gestalte van Jesus na ons toe gekom het. Hoor wat sê Kolossense 2 vers 9. Hierdie ongelooflike woorde. In Jesus woon die hele volheid van God liggaamlik. Sodat Jesus self as sy disipels sê, wie my sien, sien God. Sien die Vader. Daarom staan daar ook in Kolossense 1 vers 15 dat Jesus is die beeld van die onsigbare God. En dis wat Kersfees vir ons wil sê. Dat Jesus mens moes word om onder mense te kom woon, om vir hulle te wys hoe lyk God. Hoe lyk hierdie onsigbare God? Want omdat niemand God nog ooit gesien het nie, het Jesus vir ons God kom bekend maak. Hy kom verklaar, kom sê wie is God. En dat hy hierdie wêreld so lief het. Maar nou lees ons ook van Jesus, dat in hom was die lewe. En as die lewe vir die wêreld en vir die mensdom, is hy ook die lig van verlossing. En as die lig vir die wêreld was dit nog 'n rede waarom hy mens moes word. Want hoe kan God tog, of hoe kan Jesus tog vir ons die lig van verlossing wees as hy in die hemel bly? Hy moet mens word. Hy moet mens van vlees en bloed word soos ons, om onder ons te kom woon en met ons te kom praat oor God. So Kersfees sê eintlik dat God se liefde vir 'n gebroke wêreld die dryfkrag was waarom Jesus mens moes word. En daarom gee Jesus sy gelykheid aan God prys. En hy word een soos ons. Maar nou wil ek ook vra, dit is nog dieselfde eerste vraag. Wat het eintlik daai onbekende nag in Bethlehem werklik gebeur? Julle sal vir my sê 'n kindjie is daar gebore. Dis waar. Maar dit was nie 'n gewone geboorte nie. Dit was nie 'n gewone kindjie nie. Want uit die 3 tekste wat ek vir ons gelees het, hoor ons daai nag in Bethlehem het daar 'n goddelike verskyning, 'n goddelike openbaring plaasgevind in 'n nedergestel in Bethlehem. Hoor hoe sê Paulus vir ons? Want die verlossende genade van God het verskyn. Titus 2. Maar toe die goedheid en mensliefde van God ons verlosser verskyn, Titus 3. En ons verlossing is nou geopenbaar deur die verskyning van ons grote God en verlosser Christus Jesus in 2 Timoteus. En so, gemeente, in die volheid van die tye het Jesus mens geword en onder ons kom woon as Immanuel, as God met ons. En so het die onsigbare God vir ons sigbaar geword in Jesus. En so geliefdes het die ware God op die tyd wat hy volgens sy eie raadsbesluit neergelê,
Op 'n plek wat hy eeue al gelede in die ewigheid af uitgekies het. 'n geringe dorpie Bethlehem, 'n nedergestel, 'n krib, 'n onbekende nag, weet nie wanneer. Het God die goeie nuus vir die wêreld aan die lig gebring. Toe sy verlossende genade, sy goedheid en sy menseliefde verskyn het. En dit is aan ons geopenbaar daardie nag met die geboorte van Jesus, toe God hom gesalf het as verlosser. Want reeds van ewigheid af het God besluit, saam met die Seun daar, in hulle ewigheid, in hulle godheid, dat hy sy verlossing 'n werklikheid vir ons sal word, as Jesus verskyn in die volheid van die tyd. Ja, al was dit in 'n stal, en nie in 'n koninklike paleis. Ja, al was dit in 'n krib, nie in 'n bedjie van goud gemaak nie. Al was dit in 'n stille nag, in 'n geringe dorpie, sonder koninklike en feestelike en wêreldse fanfare. Stil in 'n nag. Maar die engele wat die boodskap toegebring het, en Maria en Josef, en die skaapwagters en die wyse manne, hulle het almal hierdie wonder beleef en gesien. En later die apostels dit getuig daarvan, en dit gaan verkondig aan 'n wêreld wat verlore was, wat 'n redder gesoek het. Hoor wat skryf Johannes in sy eerste brief, die lewe is geopenbaar, daar in Bethlehem. En ons het dit gesien en ons getuig daarvan, en ons verkondig aan julle, die lewe wat van ewigheid af by die Vader was, en aan ons nou openbaar is. En dis hoekom ons vandag hier is. Ons kan die goeie nuus van God se Kersgeskenk in Christus hoor en ervaar dat God sy hart vir ons kom oopmaak. Dat hy vir ons wys het hoe lief hy ons en daai liefde in ons hart kom uitstort het, sodat ons vrede kan hê, sodat ons met hom versoen kan wees. Ek vat gou hierdie eerste deel net saam. Die woord sê dat Jesus altyd by God was. Hy het voor alles bestaan. Lang voor Kersfees was hy God. Dat daar in God se hart 'n ongekende, onbegryplike liefde vir ons bestaan het. Maar omdat God onsienlik is, het hy dit vir ons sigbaar gemaak in Jesus Christus. En nou kom Paulus, soveel jaar later, en hy kyk so in sy kop terug na Bethlehem en hy sê, dis wat Kersfees beteken. Dat daar die onbekende nag is God se verlossende genade, sy goedheid en sy menseliefde vir alle mense verskyn. Dit bring my nou juist by die tweede vraag. Vir wie? Vir wie is Kersfees? Die antwoord lê daar in Paulus se woorde. Want die verlossende genade van God het verskyn vir alle mense. Inderdaad, vir alle mense. Want sien, God is die een wese wat nie diskrimineer nie. Daar is geen partydigheid op. Dat God onpartydig is, staan meer as 18 plekke in die woord opgeteken. En daarom is geen mens te gering, te klein, te sondig om deel te kan hê aan sy goedheid en sy menseliefde. Vir alle mense. Selfs vir hierdie Paulus, wat met moord in sy hart Jesus in die kerk vervolg het en Christene, mans en vrouens en kinders in die tronk gegooi het. En Stefanus se moord toe goedgekeur. Maar ook aan hom het Jesus sy hand van verlossing kom lê op die pad van Damaskus. Vir alle mense. Ook vir 'n moordenaar aan die kruis, vir wie Jesus beloof jy sal saam in die paradys wees, by God. En ook vir elkeen van ons hier. Hy verseker elkeen van ons op hierdie Kersdag van 2025, ek sal die een wat na my toe kom nooit
Nooit. Daarom vra Paulus vir ons, mense, besef julle nie, dat die goedheid van God wat in Bethlehem verskyn het, ons tot bekering wil bring. God wil ons terug hê in sy arms, in sy hart. Want dit is sy boodskap aan ons vandag. Hy het ons losgekoop van die sonde, alleen op grond van sy innige ontferming vir ons. Want, sê Petrus, in God se ontferming het hy gekom en ons van ons nuwe mense gemaak. Weer God se mense gemaak, soos wat hy bedoel het. Want in God se hart, ja, leef daar 'n bons, daar 'n genade, 'n goedheid en 'n menseliefde vir alle mense wat Jesus in oop arms ontvang. Dit bring my by 'n derde vraag. Wat sê Kersfees nou van ons lewe na daardie stille nag in Bethlehem, toe God se menseliefde vir almal verskyn het? Die antwoord is baie interessant. Dat met Christus se geboorte het God nog 'n geboorte gemaak. Hy het aan mense wat glo 'n tweede geboorte kom gee. Paulus sê dis 'n weergeboorte. Dis wat Jesus vir Nikodemus gesê het, as jy nie weergebore word, as jy nie 'n tweede geboorte kry nie, kan jy God nie sien nie. Jy moet weergebore word. En dit is wat God vir ons gee met Kersfees, deur Jesus geboorte, 'n tweede geboorte. Want die doel van God se mense liefde is om ons op te voed, sê Paulus. Hy wil vir ons leer om nou as sy eiendom goed te doen, om die wêreld te laat vaar, om verstandig, regverdig, Godvreesend te lewe en nie gelykvormig word aan die wêreld nie. Maar elke dag moet ons verander word. Ons moet toelaat dat God ons denke verander, dat ons anders dink, dat ons kan weet wat is God se wil vir ons lewe. Hoe kan ons dit doen as ons denke nie op God gerig is nie? Ons kan dit nie doen nie. Daarom, soos die wyse manne hulle geskenke vir die kind gebring het, goud, wierook en mirre, wil God hê dat ook ons lewe soos goud en wierook en mirre elke dag aan Jesus se voete kom neer lê. Ons moet soos Paulus in Romeine 12 sê, gee julleself as 'n offer aan God, gee julleself as 'n Kersgeskenk terug aan God. 'n Lewe, 'n Kersgeskenk wat vir hom asemhaal, wat vir hom heilig is, wat vir hom goed is en reg is. En jy weet, as dit gebeur, as ons lewe vir God as 'n Kersgeskenk gee, dan kan ons soos die Bethlehemster wat die wyse manne na die stal geneem het, daar waar verlossing gebore is, dan kan ons ook so sterre skyn in 'n wêreld wat donker is van die sonde. Kan ons met 'n Godgerigte lewe soos 'n ster in die wêreld waar ons is. Vir mense sê, daar's die naam waardeur julle gered kan word. Dit is julle enigste hoop. Gebroke wêreld, dis julle enigste hoop op genesing. Dis 'n mensdom wat in onkunde leef, broer en suster. Jaar vir jaar, weet ons, vier hulle Kersfees sonder Christus. Ons sien dit, ons hoor dit, ons weet dit. Want die wêreld se denke is nog verduister. Die gees van hierdie wêreld heers in hulle. En nie God se gees nie. En in so 'n wêreld, sê Paulus, moet ons ligdraers, sterre vir God wees, as ons lewe net aan hom wil gee. Ek kom by 'n laaste vraag. Waar na toe? Waarheen wil God met Kersfees? Die antwoord kom weer van Paulus, want Paulus kyk vooruit na 'n tweede Kersfees. Ja, daar kom 'n tweede Kersfees. Dis wanneer Christus weer kom. Want nou dat ons kinders van God geword het, sê hy,
het ons ook erfgename geword van die ewige lewe. Want sien daardie oomblik, toe Jesus as kind in 'n stal gebore en in 'n krib neergelê is, in daardie onbekende nag in Bethlehem, het God gekom en die vensters van die hemel oopgeskuif. Sodat elkeen wat die kind omhels, 'n blik kan kry op die ewigheid. Op daardie ondenkbare plek op aarde, 'n krib, 'n stal, 'n dorpie, niks beduidende dorpie, het God die ware lewe en onverganklikheid aan die lig gebring vir elkeen wat dit glo. Jy weet, die lewe wat God in die moederskoot skep, is biologies en tydelik. Die lewe waartoe hy ons in Christus skep, is onsterflik. En op die dag as hy weerkom, die tweede Kersfees, gaan hy vir ons weer 'n geskenk gee. Hy gaan ons verganklike liggaam met onverganklikheid, ons sterflike liggaam met onsterflikheid bekleed. Want, lees ons burgerskap is mos in die hemel, vanwaar ons as verlosser die Here Jesus Christus verwag. Hy sal ons nederige liggaam verander om gelyk te vorm te word aan sy verheerlikte liggaam. Daai liggaam wat hy altyd by God gehad het, verheerlik. So sal ons wees. Dit is God se Kersgeskenk as hy weer kom. En met die wete, sê Paulus, kan ons mos verlang uitsien na die wederkoms van Jesus. Want die laaste woorde van die laaste boek, voorstuk van die laaste boek in die Bybel, kyk ook vooruit na daai tweede Kersfees. Ja, ek kom gou. Amen, kom Here Jesus. Maar dan sal hy kom, nie as 'n gebroke kindjie, of 'n brose kindjie in 'n stal en in 'n krib nie. Een wat moes vlug na Egipte om weg te kom uit die moordende hand van koning Herodes nie. Hoor nie. As hy dan kom, sal hy kom as die koning van die heelal. En meer nog as die koning van my hart. En die koning van my ewige toekoms. By hom. Amen. Kom laat ons staan. O Christus, Kersfeeskind, verlosser van ons lewe. Hoe dank ons U nie vanmôre dat U U gelykheid aan God die Vader prys gegee het en mens geword, verneder is, gekruisig is, gehoorsaam geword het aan die wil van die Vader vir my lewe. Maar ons dank U, Here, dat die Vader U verheerlik het en dat elke tong nog sal bely en elke knie voor U sal buig en erken dat U die Here is, die verlosser van die wêreld. Maak hierdie dag vir ons 'n dag vol dankbaarheid en liefde, omdat U ons so lief het. En dat ons lewe onvoorwaardelik aan U sal gee. Want U het ons geskep, nie net in die moederskoot nie, maar deur U Gees van ons tot nuwe mense gemaak. Hier sit ons almal, Here, voor U, splinte nuwe mense, met 'n hart wat aan U behoort. En ons wag, o Here, saam met die skrywer van Openbaring, kom Here Jesus, kom tog gou. In U naam bid ons dit. Amen.